Ek kyk nou hoe dat hier visser nou daai krikelvier speel. En ek dink by myself, mense moet nou baie musieklik wees om daai ding te kan speel. Maar jy moet konsentreer weerskante. En daai knoppies sien ek is so. Jy kan nie sien. Ja. Ken julle daai volksliedjie? Hier's ek weer, met my rooi rok voor jou deur. Ek wil jou hê, en ek sal jou kry. Ja, ag baie dankie vir die uitnodiging. Dis waardeer dit. Is dit reg? Ja. Kan jy my hoor? Ja. Hallo. Hulle betrap haar poedelnaken tussen die lakens met 'n man. Hulle sê gryp haar, moenie dit sy loskom nie. Beveel hulle die tempelwagte. En die man wat betrokke was, het vinnig spore gemaak en niks was gedoen om hom aan te keer nie. Nou weet sy wat haar straf is. Hulle gaan nou buitekant die dorp met klippe doodgooi. Maar tot haar verbasing dwing hulle haar nou in die rigting van die tempel. En daar het hulle nou haar voor Jesus gedaag. Sy was so skaam dat sy bewend op haar knieë gegaan het en sy wou nie opkyk nie. Toe sy die man sien wat saam met haar in die bed was, onder die skrifgeleerdes en onder die fariseërs, wat haar vyandig aankla, het sy geweet hierdie hele ding was 'n trap. Dit was 'n stryk wat hulle vir haar gestel het. Nou waarom sou die Joodse leiers dit nou wou doen? Nou, Jesus was 'n ernstige bedreiging vir hulle gewees, vir hulle gesag, vir hulle aansien, vir hulle status en veral vir nasionale veiligheid. Hulle wou Jesus ook in onguns bring by die Romeinse regering en hom voor die mense in 'n verleentheid stel en oneer aan hom bring. So baie mense het nou uit nuuskierigheid nader gestaan en Maria het haar gesig met haar hande bedek. Sy wou nie hierdie heilige man in sy oë kyk nie. Soos Dawid het sy gewens dat sy vlerke gehad het om weg te vlieg van hierdie skandaal. Wat sal haar broer Lazarus en haar suster Martha sê as hulle hoor van die ding? Maar bo die uitroepe van veroordeling en bespotting, hoor sy haar aanklaers se klag. Meester, hierdie vrou is op heterdaad betrap met egbreek. En Moses het beveel dat sulke vroue gestenig moet word. Wat sê u hiervan? In hierdie verskriklike toestand van spanning is dit asof alles vir haar vaag word, asof sy haar bewussyn verloor vir 'n oomblik. En toe Maria as te ware weer bykom, het sy opgemerk dat die atmosfeer in die binneplaas verander het. Dit het eienaardig stil geword. Sy loer deur haar hare en sy sien Jesus woorde in die stof van die tempelvloer skryf. En dan staan Jesus op en sê, laat die een van julle wat sonder sonde is, die eerste klip op haar gooi. Haar jong lewe flits vir 'n oomblik voor haar geestesoog, dat sy nou so wreed aan haar einde moet kom. Sy wens sy kan oorbegin. Vriende, net een verkeerde besluit en jy kan huil vir die res van jou lewe.
net een regte besluit en jy kan lag vir die res van jou lewe. Besluite is soos kniere aan 'n deur wat oopmaak en toemaak. En ons is almal nou besig om besluite te neem wat ons geluk en ons ewigheid bepaal. Maria se uur het aangebreek. Haar lot is bepaal. Haar naam Maria beteken ook bitter en sy is bitter in skaamte. Sy kan nie meer teruggaan na die kruispad waar sy die dodelike besluit geneem het nie. Sy krimp ineen en sy verwag dat die klippe nou soos 'n storm oor haar gaan neerstort. Maar in plaas daarvan sien sy deur haar trane iemand wat sy klip neergooi en wegstap. Sy sien Jesus neerbuig en voortgaan om in die sand te skrywe. Sy luister na die fluistering van die mense wat al minder rondom haar word. Sy wonder wat skryf hy. Hy het die kern van die tempelleiers se sondes opgesom en dit vir almal om te sien. Rooi van skaamte stap die laaste persoon weg en al wat oorbly is Jesus en Maria. Dis wat gebeur in jou tye van krisis. Op die einde, al wat oorbly is Jesus. Op haar knieë sien sy die geheime sondes van die tempelleiers in die stof geskrywe. En sy kyk met skok. Daar staan haar eie sonde ook in die stof geskryf. En in 'n warboel van emosies en trane kyk sy op na Jesus. Die Here sê vir haar, Maria, ek vergewe jou. Jy's vry om huis toe te gaan. Maar moenie weer voortgaan met jou losbandige lewe van prostitusie nie. En op daardie oomblik waai daar so 'n ligte windjie in die tempel binne en die woorde egbreek wat in stof geskrywe is, word weggewaai. Dit is wat Jesus vanmôre vir jou en vir my wil doen. Ons vra om vergifnis en dan is ons vry. Maria was baie hartseer toe sy hoor dat Jesus van sy naderende dood praat. Maar later hoor sy weer die mense sê dat hy is op die punt om as koning gekroon te word. En dit het haar droefheid in vreugde verander. Sy dink by haarself, as 'n koning gekroon word, dan moet hy mos gesalf word. Sy besluit, sy gaan die eerste wees om Jesus te salf en so te vereer. En sy gaan koop toe die duurste reukolie beskikbaar op die mark. Markus en Johannes skat dat die waarde van die reukolie was so 300 pennings. En 'n penning was toevallig dan ook die dagloon van 'n gewone werker. Gevolglik was die waarde van die fles naastenby gelykstaande aan die bedrag van 'n arbeider wat hy in 'n jaar kon verdien. Met die vermeerdering van die brode het Filippus geskat dat meer as 200 pennings nodig sou wees om 5000 mense kos te gee. So die verkoopprys van die fles met die reukolie sou voedsel kon koop vir 5000 mense. So kosbaar as wat hierdie gawe van Maria was, so ruim
was haar liefde vir die Here. En as liefde sy beste gegee het, dan is daar diep in die hart 'n vae kommer dat dit straks nie genoeg is nie, en die wens dat daar meer kon gewees het. Ons lees dat Jesus het Simon van Betanië van melaatsheid genees. En uit dankbaarheid nooi hy toe vir Jesus en sy disippels vir 'n ete na sy huis. Lazarus en sy 2 susters, Maria en Martha, was ook genooi. Simon het geen koste vir hierdie geleentheid gespaar nie. Net die beste was voorgesit. Met die gewoonte was, met die ete, dat die gaste op hulle sy gelê het, gerugsteen met kussens, en dan met hulle bene na buite uitgestrek weg van die tafel. En niemand het opgemerk dat Maria stilletjies die vertrek binnegekom het nie, en sy gaan kniel by die voete van Jesus. Haar hart klop in haar keel. Sy was vrou alleen tussen al die mans. Dis verbode terrein vir haar. Sy mag nie hier wees nie. Sy wonder of Jesus haar daad sal goedkeur. Met liefdevolle teerheid breek sy dan hierdie seël van hierdie fles en sy gooi hierdie duur, kosbare reukolie oor Jesus se kop en oor sy voete. En op daardie oomblik oorweldig emosie haar en sy huil knielend by die voete van Jesus. Soveel so dat sy haar pragtige lang bos hare moes losmaak om haar trane van Jesus se voete af te vee. Toe die fles breek, het almal opgekyk, want die aroma het die hele vertrek gevul. Judas het dadelik onder die disippels gemompel, wat 'n verkwisting, sulke duur salf. Judas het sy Here vir veel minder 'n minder bedrag verkoop as wat Maria se reukolie gekos het. Ja, dit is so, dat gesonde verstand sê vir jou dat die waarde van die reukolie kon beter bestee gewees het. Maar liefde luister na die hart, en dan gee dit die maksimum, al lyk dit na 'n verkwisting. Waar daar ooit menslik gesproke, was daar 'n groter verkwisting as dit, wat op Goeie Vrydag plaasgevind het, omdat mense nie die kosbare gawe van verlossing aanvaar het nie. En as jy nog nie Jesus aanvaar het as jou saligmaker nie, dan is die gawe aan die kruis by implikasie 'n verkwisting gewees. Simon was baie min geplaag gewees oor die koste van die reukolie. Daarin het hy hom nie gesteer nie. Sy kwessie was dat hy nie kon glo dat Jesus toelaat dat 'n prostituut hom aanraak nie. Jy sien, hy het Maria verag, want dit was juis hy wat haar tot sonde verlei het. Hy was die een wat haar vir die eerste keer bed toe gevat het. En dat Maria Jesus se voete soen, was tergend vir sy harde hart. Maar Jesus het sy gedagtes gelees. En Jesus sê vir hom, Simon, ek het iets om vir jou te sê. En hy antwoord, meester, sê dit maar. En Jesus sê vir hom, daar was 2 mense wat in die skuld was by 'n geldskieter. Die een het 500 pennings geskuld en die ander een het 50 pennings geskuld. En omdat hulle nie kon terugbetaal nie,
het hy albei se skuld afgeskryf. Simon sê nou vir my, wie van hulle sal hom die meeste lief hê, dink jy? En Simon antwoord, ek veronderstel die een vir wie hy die meeste skuld afgeskryf het. En Jesus sê vir hom, Simon, jy is heeltemal reg. Omdat Maria se sondes baie is, en dit vergewe is, daarom bewys sy baie liefde, soos jy nou vandag hier gesien het. Maar jy, Simon, omdat jy reken jy het min skuld om afgeskryf te word, daarom bewys jy min liefde. En daarom sê Jesus, en hy draai haar om na die vrou, en hy sê, Maria, jou sondes is vergewe. Jy kan gaan in vrede. Groot sondaars, wat vergewe is, bewys baie liefde. Groot sondaars, wat vergewe is, bewys baie liefde. En sulke dankbare mense kan God nie genoeg dank vir vergifnis nie. Julle sal weet waarvan ek praat. Jesus was so beïndruk met Maria se liefdesdaad dat hy vir haar gesê het, voorwaar ek sê vir julle, oral waar hierdie evangelie in die toekoms verkondig sal word in die hele wêreld, daar sal ook gespreek word vir wat sy gedoen het ter gedagtenis aan my. Maria se daad sal onsterflik op die bladsye van die gewyde geskiedenis bly pryk. Tot die einde van tyd sal die kosbare fles die verhaal van God se oorvloedige liefde vir die gefalle mensdom vertel. Aan die einde van Jesus se lewe was daar vir hom soveel teenkanting. Daar was soveel geknoei. Daar was soveel haat. Daar was soveel vyandskap en bespotting. En toe kom Maria met die fles en sy giet dit op Jesus se hoof uit. Maria het die beste gawe waaroor sy beskik het op Jesus uitgestort. En weldra sal Jesus weer op sy beurt waaroor hy beskik, naamlik sy lewe vir haar aan die kruis uitstort. Die salwing van Jesus deur Maria leer ons dat dit dikwels 'n geval is van nou of nooit. Geleenthede wat vandag bestaan, is môre dalk vir altyd verby. Daar is sommige dinge wat ons ter enige tyd kan doen. Maar daar is ander dinge wat ons maar net eenmal die geleentheid het om te doen. En as daar die geleentheid verby is, is dit vir altyd te laat. En Maria kry hierdie een geleentheid om haar beste gawe aan Jesus te gee. Nooit sou sy die kosbare fles vir haar meester kon breek nie, want hy was op pad na die kruis. Dit was haar enigste geleentheid. Ons geleenthede gaan ook somtyds verby. Ons het sulke mooi voornemens om 'n woord te spreek, 'n daad te verrig, 'n besoek af te lê, maar daar kom niks van nie. En dan verander die omstandighede. Die persoon aan wie ons die goeie wou doen, verdwyn van die toneel af. Die tyd is verby en die goeie voornemens is nie uitgevoer nie. 'n gesin daar in die Kaap
Hulle is nie sewende dag Adventiste nie. Hulle vra my of ek nie 'n begrafnis vir hulle sal waarneem nie. Want hulle kerk wou dit nie vir hulle doen nie. En ek onthou daar in Stikland, toe ons by die graf staan en die kus besig is om te sak, toe skreeu daar amper 'n jong vrou uit die gehoor uit. Sy sê, prediker, asseblief, maak net hierdie deksel nog net een keer oop. Asseblief, prediker, net nog een keer. Eendag gaan jy iemand vir die laaste keer vasdruk. Eendag gaan jy iemand vir ou laas soen. Totsiens soen. Vir 'n heel laaste keer gaan jy na daardie persoon se stem luister. Maar jy sal nooit weet wanneer daardie oomblik gaan aanbreek nie. Daarom koester elke dag asof dit die laaste keer sal wees. Op Golgotha se heuwel staan Maria 'n bietjie nader aan die kruis. Haar hart is stikkend. Die trane loop. Sy kyk op na Jesus waar hy in pyn en smart tussen die hemel en aarde aan die kruis hang. Sy kyk na hom en sy sê, Here, waarom moet U so ly? En die antwoord kom van die kruis af. Maria, ek ly omdat ek jou so lief het. Vroeg die Sondagmôre, toe almal nog slaap, glip Maria stilletjies daar by die huis uit, op pad na die graf toe. En toe sy daar aankom, het sy met skok verneem, dat die grafsteen is weggerol. Toe sy by die graf inloer, sien sy 2 engele, wat vir haar vra, vrou, waarom huil jy? Waarop sy antwoord, sy sê, hulle het my Here weggevat, en ek weet nie waar hulle hom neergelê het nie. Baie mense roep nog steeds saam met Maria uit in wanhoop, hulle het my Here weggeneem, en ek weet nie waar hulle hom neergelê het nie. Maar vir baie mense sê die Heiland, waarom huil jy? Vir wie soek jy? Jesus is langs ons, maar ons traanverblinde oë sien hom nie raak nie. Hy praat met ons, maar ons verstaan nie. Maria draai weg van die engele af, toe nog 'n stem met haar praat. Vrou, waarom huil jy? Vir wie soek jy? En deur haar betraande oë sien sy 'n man en sy dink dis die tuinier en sy antwoord hom en sy sê, meneer, as u hom weggedra het, sê vir my waar u hom neergelê het, dat ek hom kan wegneem. Sy dink is die tuinier, en sy antwoord hom, en sy sê, meneer, as u hom weggedra het, sê vir my waar u hom neergelê het, dat ek hom kan wegneem. En dan sê Jesus in sy bekende stem, Maria, daar's net een wat haar naam so kan uitspreek, en dit is Jesus. En toe sy omdraai, sien sy die lewende Christus voor haar staan, en in blydskap val sy aan sy voete neer, en sy roep uit, Rabboni, Rabboni. Niemand kan dieselfde wees as hy met sy bekering Jesus vir die eerste keer gesien het nie.
Ek onthou die aand met my bekering, toe ek Jesus vir die eerste keer as te ware gesien het. Dit was so wonderlik. Ek kon nog nooit weer wegkyk nie. Dit was Maria, wat graag aan Jesus se voete gesit het om van hom te leer. Dit was Maria, wat die kosbare olie op Jesus uitgegiet het. Dit was Maria, wat op Golgotha by Jesus se kruis gestaan het. Dit was Maria, wat eerste by die graf was, na die opstanding van Jesus. Dit was Maria, wat die eerste, die opstanding van Jesus se dood uit die graf verkondig het. Maria. Linda was baie opgewonde. Sy was ekstaties van vreugde. Haar man Steve het pas die Ohio Staatslotery in Amerika gewen van etlike miljoene dollars. Om die kroon te span, wen hy toe die lotery vir 'n tweede keer. Die egpaar van Dayton kon nou hulle drome uitleef. Maar daar was een probleem. Linda was betrokke in 'n buite-egtelike verhouding. Sy wou nie afsien van die miljoene dollars nie, en ook nie haar verbode verhouding beëindig het nie. Sy wou haar man Steve se geld hê, maar verder het sy glad nie belang gestel in hom nie. Die lotery het Linda se denke oorheers. Sy het geesdriftig planne begin beraam om die geld in die hande te kry. En toe hier sy 'n boef om haar man te vermoor. Terwyl sy telefonies haar plan met haar minnaar bespreek, luister haar 20-jarige seun die hele gesprek af. En die jongman vertel dit toe vir sy pa, wat dadelik die polisie in kennis stel. En Linda word gearresteer oor haar komplot om haar man dood te maak, en dit nogal vir 'n skamele $500. Vreemd genoeg het Steve vir Linda gereeld in die tronk besoek. Familie en vriende was verstom gewees en wou weet, Steve, hoe kan jy dit doen? En sy antwoord was, 'n mens skryf nie sommer 22 jare af nie. Stadig aan met sy besoeke in die tronk, het hulle verhouding weer begin groei. En Steve het alle aanklagte teen Linda laat vaar en alles in werking gestel om haar vonnis te versag, en toe het hy vir haar borg gestaan. Steve se onvoorwaardelike liefde het Linda se hart gebreek. Sy liefdevolle ondersteuning het iets diep in haar geraak. En Linda het haar buite-egtelike verhouding gesien vir wat dit was, 'n goedkoop namaaksel van die egte. Hoe kon sy die ware, egte liefde weerstaan van iemand wat haar nie verstoot het nie? Hoe kon sy haar rug draai op iemand wat so getrou was aan haar? Linda kon nie. Toe die tronkdeure die dag vir Linda oopswaai, was Steve daar om haar te ontmoet. Sy het haar arms om hom gewerk en in trane gesnik. Steve, moet my asseblief tog nooit los nie. Hulle vriende het gedink dat hulle is van loetjie getik, maar Steve het hierop geantwoord, liefde is mos 'n toestand van waansin. Liefde kan 'n mens mos nie verklaar nie. Is daar iemand wat jou met soveel liefde bemin? Beteken jy soveel vir iemand
dat selfs al kill jy hom en al beplan jy sy dood, dat hy jou nog steeds sal lief hê. Ons mag dit nie altyd besef nie, maar daar is iemand wat ons soveel lief het. Iemand, al doen ons wat ons nooit sal prysgee nie. Die verhaal van Maria bevestig dit. Die Bybel sê dat Jesus haar 7 maal opgetel het, toe sy in sonde geval het. Maria het seker telkens gebid, Here, vergewe my, Here, vergewe my sonde. Ek weet dat ek hierdie pleidooi al vir 100 keer gesê het, en u het al 100 keer gehoor dat ek vra, vergewe my, maar asseblief, Here, vergewe my nog net hierdie 1 keer. Waarom bid ons so? Dit kan net liefde wees wat ons so dring. Want groot sondaars, wat baie vergewe is mense wat baie liefde bewys. Vorentoe moet julle my onthou vir hierdie liedjie. Die Here is so lief vir my, hy sterf op Golgotha, die son straal, skyn neer my venster, die Here is so lief vir my, die Here is so lief vir my, hy sterf op Golgotha, die son straal, skyn deur my venster, die Here is so lief vir my, sy liefde skyn oor my, en al die donker verdwyn, daar is so grace, en my is so grace, want hy is lief vir my. My Vader, wees ons genadig, o God, en wis ons oortredinge uit na die grootheid van u goedertierenheid. Skep vir ons 'n reine hart, en vernuwe ons gees, en maak ons standvastige mense. En laat ons die blydskap beleef van iemand wat deur u vergewe is, en wat van sonde verlos is. En ons dank u daarvoor. Amen en? Amen. Ek verstaan ek moet 3 uur